pas 7:30 geword hier op Stroom op. Jessie man, is 'n ou lekker kuier, dan gaan die tyd baie vinnig verby en ek laat in my virtuele ateljee in iemand met wie ons lanklaas gesels het, môre Flip Buys. Goeiemôre Isak. En iemand wie ek baie lanklaas gesien het. Goeie genigtig Barend, ons het mekaar regtig baie lanklaas gesien. Barend Legrandsie. Goeiemôre Barend. Goeiemôre julle, Isak, Flip, lekker om julle te sien en lekker om met julle gesels vanoggend. Ek gesels met julle na aanleiding van 'n verklaring wat Barend, jy en 'n klompie ander mense onderteken het, waarin julle die narratief verwerp dat daar teen Afrikaners gediskrimineer word. Kom ons begin by daai verklaring van julle. Hoekom het julle dit nodig gevind om so 'n verklaring uit te gee? Ja, dit is nie soseer dat daar nie gediskrimineer word teen Afrikaners of spesifiek wit mense in Suid-Afrika nie. Dis nie dat dit nie gediskrimineer word. Die vraag is altyd of dit onregverdige diskriminasie is wat toegepas word. Gesien ons geskiedenis van die verlede van voor 94 en ons kyk dan hoe dit is vandag. En dan natuurlik die saak wat die mees belangrike is, hoekom ons dit gedoen het, is as gevolg van die feit dat daar beweer word dat daar 'n spesifieke aanslag is op die lewens van wit mense. Dit is nie net Afrikaanse wit mense, maar die Afrikaners spesifiek word daardeur spesifiek genoem. En dit is die rede, die groot rede om daai narratief, daardie persepsie wat bestaan dat daar 'n sogenaamde volksmoord is wat die president van Amerika spesifiek genoem het, om daai perspektief reg te stel, want dit is van alle waarheid ontbloot. Flip, net voor ek vir jou 'n kans gee om jou reaksie te verduidelik, asseblief, julle hoef nie vir my te wag om te reageer op iets as jy wil iets sê, laat wys net en praat. Julle is die twee belangrikste ouens vanoggend. Ek sit hier langs die kant. So julle kan asseblief die gesprek laat vloei as dit nodig is. Flip, jy daarop gereageer en krities gereageer daarop, net julle reaksie daarop. Ja, Isak in kort, Milton Friedman, die Nobel-ekonoom, hy het gesê dat 'n beleid word nie aan sy bedoelings gemeet nie, maar aan sy uitkomste. Nou na 35 jaar het ons nou daardie uitkomste van daai beleid van die ANC het ons nou gesien. En ons het gesien dat dit nie werk nie. Nou wat my probleem is, artikel 1 van ons grondwet sê dat Suid-Afrika is 'n nie-rassige land. Daar's ander artikels wat praat oor gelykheid, dat daar nie op ras gediskrimineer word nie ensovoorts. Nou, ons het meer as 140 rassewette in die land, wette wat ras noem, wat op rassegrond is, maar dit is net op nasionale vlak. Dan is daar nog sektorale kodes, daar is regulasies, daar is maatskappye wat al die maatskappye moet mekaar dophou en so dit is 'n geweldige rassebedeling. Suid-Afrika het weer eens die grootste rassebedeling ter wêreld geword. Nou, as ons nou die horlosie terugdraai en ons sê 35 jaar gelede, dan kan mens verstaan dat die ANC aanvanklik wat hulle genoem het daai tyd regstellende aksie moes in werking stel. Maar wat ons nou sien, die uitkoms in die eerste plek is dit hierdie rassebedeling is nie versoenbaar met grondwetlike demokrasie, met groeiende ekonomie en met beginsel van gelykheid voor die reg nie. Ons sit nou met die absurditeit, as ek Thomas Sowell kan aanhaal, waar mense wat nooit voorheen bevoordeel is, en ek praat van jong mense, word nou benadeel, en die wat nooit benadeel is nie, word nou bevoordeel. So ons meneer Ramaphosa en Paul Mositele se kinders en Patrice Motsepe en so aan, word op dieselfde basis bevoordeel.
Nou dit is hoekom ons gesê die ideaal is eintlik dat mense miskien kyk baie meer na sosio-ekonomiese status as bloot na ras. So daardie beleid is nie moreel regverdigbaar na 35 jaar nie, maar baie belangrik, dis prakties ook, dit werk ook nie, ons sien dit in die praktyk. Selfs die Wêreldbank, hele klomp internasionale instansies, buitelandse ambassades en so aan het gesê dis tot nadeel van almal in die land. Suid-Afrika is 'n verval wat jy kry in die meeste gebiede, dorpe, staatsinstellings en so meer, is grootliks toe te skryf aan hierdie rassebeleid van die ANC. Dit het wel daarin geslaag om 'n klein elite te verryk, maar die kernmaatstaf waarmee mens 'n land se beleidsuitkomste meet, is die werkloosheidskoers. En ons sit hierso waarskynlik nou, baie bronne sê ons het die hoogste werkloosheid ter wêreld. Ons het die laagste indiensname koers van mense, met ander woorde ons ekonomie is soos 'n spons wat jy in die bad druk wat naderhand net nie meer kan water opvat nie. Hulle praat, die arbeidsekonome praat van die arbeidsopnamekoers as die laagste ooit. So ek sê die beleid is nou onverdedigbaar en die bekommernis wat ek het met die oop brief van Barend hulle is dat dit gee vir die ANC regverdiging om hierdie beleid van hulle voor te sit. Dit is ook hoekom die ANC nou die ongehoorde eintlik gedoen het en op 'n brief waardeur ek kan nie onthou 20 of 40 mense geteken is, het hulle daardie brief verwelkom. En dit is ongelukkig net petrol op die ANC se vuur om nou weer vinniger in die verkeerde rigting te gaan. Barend, jou reaksie daarop? Ek stem met die meeste van die dinge wat Flip gesê het saam. En Flip sal ook weet dat ons het 'n baie goeie verhouding al vir baie jare. En ek hou van dit wat Solidariteit en AfriForum doen. Daar was nog nooit vyandskap gewees en gedink het, maar hoorie, die Afrikaner organisasie AfriForum met 'n geweldige klomp lede, ek dink hulle is iets soos 300,000 lede en as gevolg daarvan ook verteenwoordig julle 'n geweldige groot persentasie van Afrikaners in Suid-Afrika. Kom ons noem dit maar, sê vir elke een lid is daar miskien 5 wat eintlik deel is daarvan, 'n familielid of 'n oom of 'n tannie wat nie lid is van julle nie. So julle het die reg om Afrikaners se belange na te kyk en dis ook nie vreemd nie, reg deur die wêreld, minderheidsgroepe vorm sekere bepaalde organisasies wat kyk na daardie bepaalde minderheidsgroep se belang. Dit is nie vreemd nie. En ons waardeer die goeie werk wat AfriForum doen, man. Ek was by julle opening gewees met die julle Parel se Campus Akademie. Ek was by Oranje se 2 groot konferensies gewees toe hulle van dorp na stad konferensie gehad het en toe van stad na streek toe. As mense gegeen word om op hulle eie te wees, byvoorbeeld, hulle voel gemaklik tussen hulle eie kultuurgroep, dan is dit 100%. Ek gee 'n bietjie daai agtergrond, dat ons nie met 'n verklaring iets, dat daar vyandskap is nie, want ek beskou geen persoon as 'n vyand in Suid-Afrika nie. Selfs die ANC is nie my vyand nie, selfs die EFF is nie my vyand nie. Hulle is net politieke partymal opponente. Verskil van opinie en beleid, wees die feit dat ek het 'n ander agtergrond en 'n ander opvoeding en 'n ander kultuur. So hierdie diversiteit van Suid-Afrika waardeer ek baie. So my uitgangspunt is miskien net 'n bietjie anders as wat AfriForum en Solidariteit en die ledetal het. Is dat ek persoonlik as 'n wit Afrikaner wat die apartheids era deurgekom het van die 50e jare dwars deur die opbou van die apartheid, die toepassing van apartheid, het ek meegemaak. Ek het voordeel self getrek. Ek was 26 jaar oud gewees toe gee Trustbank nog destyds vir my 'n verband om 'n huis te koop op 26. 'n swart, bruin, Indiër persoon kon nie daai voorregte gehad het nie. So ek vergelyk daardie onregverdigheid baie keer met, is dit wat ons nou ervaar so onregverdig dat ons nou moet sê, nee, ons moet nie nou kyk na die onregverdigheid van die verlede. Ek gee daai so 'n klein bietjie, Isak, gee net so 'n klein bietjie agtergrond daardeur. Nou is die vraag is, wat jy baie duidelik gesê het, Flip, wat ek nie jou saamstem, is die raswette wat tans op die boeke is dit nog regverdig om na 30 jaar van demokrasie daai raswette nog steeds te bou? Is dit nie uitgedien nie? Dit is 'n debat wat ons moet voer.
Want die rede hoekom die regstellende aksiewette nie werk nie, is nie ons soseer die wette was so swak nie. Ons kon nie oorbeweeg van 'n onregverdige stelsel 94 instellings en sê alles is reg, nou gaan ons maar net voort nie. Die vraag is hoekom het dit nie gewerk nie? Die rede is dit moet voor die deur van die ANC wat korrup is tot in sy kern. Swak regering, kaderontplooiing. Jy het reg gesê dat 'n klompie mense bevoordeel, maar die mense wat gelei het in die ou bedeling apartheid is nog steeds die mense wat die meeste ly, nie ons Afrikaners nie. Man, ons Afrikaners, ten spyte van 'n uiters swak regering, vaar ons nog steeds ekonomies, kultureel die beste van alle bevolkingsgroepe. Die werkloosheidssyfer is 40% plus, of wat 'n definisie jy ook wil plaas, koppel daaraan. Afrikaners se werkloosheid is 7%. Nog steeds te hoog, maar die laagste. Kultureel het ons die feeste. Ons het nog nooit so baie radiostasies, podcasts gehad in Afrikaans, boeke wat uitgegee word, die feeste dwars deur. Nou die dag het ons hier op die Kaapstadse stadion 43.000 mense gehad. Afrikaners wat kom luister na Afrikaanse musiek. Is wonderlik. So dit gaan op alle gebiede goed met die Afrikaner. Al wat ons sê, moenie die Afrikaner die enigste persoon maak wat uitgesonder word, dat Amerika, wat sy eie beleid het, en hulle is regverdig om beleid toe te pas, die Afrikaner gebruik as 'n sogenaamde slagoffer, wat nou sê 7.000 van sy 7.500 mense kan nou na Amerika toe gaan. Dit vervreemd ons. Hoe verduidelik ek dit vir Christo van der Rede, vir Beke Shongwe, vir Kenny Matoy, my swart mense? Hoe verduidelik ek het die voorreg, want ek word as 'n slagoffer uitgeken, ek mag gaan, hulle mag nie. Terwyl daar net soveel moorde is onder swart, wit en bruin en wit. Geen aanslag daar tans op die Afrikaner wit persoon. Ja, Isak, ek verskil daarvan. Ek glo dat die ANC regstreeks teen Afrikaners probeer regeer en ek sal dit graag wil motiveer. Ek wil begin deur die Economist het 'n tyd gelede 'n gesaghebende navorsing publiseer waar hulle sê dat alhoewel die boonste 10% wit mense oor die afgelope 30 jaar in reële terme sowat 50% ryker geword het, en alhoewel die top 10% swart mense sowat 200% ryker geword het, het die 50% aan die onderkant, die 50%, met ander woorde die helfte van alle wit mense, is 50% armer as 30 jaar gelede. Ek wil dit herhaal, 50% van wit mense is 50% armer as 30 jaar gelede. Dit het 'n dramatiese impak. Dit is so, ek het ook arbeidsekonomie studeer, dit is so dat die werkloosheid onder wit mense laag is. Maar daar's basies 3 redes daarvoor. Die eerste een is natuurlik immigrasie. Baie mense as hulle nie werk kry nie, trek hulle. Die tweede rede gaan oor die verskil tussen in wat hulle in Engels praat van unemployment en underemployment. Ons werk elke dag met hierdie goed. Daar is geweldige duisende van Afrikaners of wit mense, want al hierdie rassestatistieke kry in terme van ras. Daar's geweldig baie mense wat ver onder hulle vermoë of hulle kwalifikasies of hulle ondervinding aangewend word. Dit noem mens onderindiensname. Dit het 'n regstreekse uitwerking op mense se inkomste. En net voor ons nou hierdie gesprek gehad het, Isak, het jy nou 'n dame gehad wat praat oor finansiële beplanning van Brenthurst, en mense, ons sien dit, hoe mense verarm, ons sien dit, ons het nou by die Helpenaand, het ons 8.000 Afrikaanse kleuters wat ons per dag moet kos gee, ons het nou weer by die Helpenaand se studietrust meer as 2.000 aansoeke gekry van mense wat dan studiehulp soek, en ons kyk na die inkomste vlakke, die mense wys my die statistieke, dit is ongelooflik die verarming wat 'n mens kry. Dan sit ons met byvoorbeeld Afrikaanse skole, nou onlangs, jy weet, een van die ANC's het eendag gesê dat die swak presterende swart skole pla hom, maar die top presterende Afrikaanse skole grief hom. En dit is die agtergrond wat ons die Bella-wet moet sien, wat meer beheer oor die Afrikaanse skole wil vat, en hulle wil ook transformeer, ongelukkig gelyk maak na onder toe in plaas van na boontoe. So dit is vir ons, as ons nou kyk na die afgelope tyd weer, dit is so dat die ANC nie alles in rasseterme nie, hulle deel die skole in kwantiele in, maar almal weet maar eintlik wie se skole is dit wat geraak word. Die subsidies is met 2/3 gesny, en dan ook die aantal onderwysposte
is verminder by hierdie skole, nie by ander skole nie. Ons sit op letterlik elke gebied waar jou lewe deur ras gereguleer word. Een van die dinge hoekom akademia so vinnig groei, is reeds vanweë die kwotastelsels op ons staatsuniversiteite, kwotastelsels vir die dosente, maar ook al hoe meer kwotas vir die studente. Ons sit met Soltech, ons tegniese kollege wat ons moes begin, omdat dit is 'n ongelooflike getal, hier is 50 staatskolleges in die land met meer as 364 kampusse, waar Afrikaanse kinders prakties nie welkom is nie. So, en nou waar hulle by daai colleges verniet sou kon studeer met 'n NSFAS beurs, moet hulle ongelukkig by ons betaal. Ons kry geen subsidie nie, dis geweldig duur, en daarom help ons omtrent hier by die amper 50% van die studente met lenings en rentevrye studiehulp en so meer. So daar's nie by my twyfel dat daar wel teen ons regeer word nie. Ons gebruik nie woorde soos volksmoord en so nie, so ek hoef dit nie te verdedig nie, maar miskien net 'n laaste punt oor hierdie diskriminasie. Die ANC weet baie goed dat na 35 jaar hierdie beleid nie werk nie, dat dit nie meer geregverdig kan word nie. Jy sal nooit hoor ek praat van regstellende aksie nie. Na 35 jaar is dit bloot rassewette. Nou die vraag is, hoekom doen hulle dit? Hoekom doen hulle dit as hulle sien dat dit nie kan werk nie? En wat ek sê is dat dit wys vir jou net, ek meen, daar is nie 'n manier hoe 5% jong wit mense, as jy teikens en kwotas en wette teen hulle instel, die ander 95% kan ophef nie. Ek sê hulle doen dit om ons te boelie, om ons te wys wie's baas. Dit is 'n kwaliek verskuilde rasisme. Ons moenie dink Afrikaners is die enigste mense in die geskiedenis wat rassisties was nie. Elke keer as ons met die ANC praat, in die begin praat hulle al hierdie reënboogwoordjies, maar dan kom jy baie gou agter waaroor dit eintlik gaan. So, ek wil net sê dat dit maak ons nie slagoffers nie. Ek sê altyd, as jy polities magloos is jy nie magteloos nie. Jy kan nog steeds baie dinge doen, en dit is wat ons probeer doen om die impak op mense te versag. Maar die krisis wat hierdie land beleef, almal praat van die gevaar van die revolusie van die armes. Ek praat van die gevaar van die revolusie van die rykes. Dit is mense wat sê, hierdie land is dis nie meer 'n toekoms nie, hulle vat hulle geld oor see, al hierdie groot finansiële maatskappye vat mense se geld, ryk mense se geld oor see, hulle het nie meer vertrou om hier te belê nie, die buiteland het nie meer vertrou nie. So hoe vinniger ons begin standpunt inneem teen hierdie rassewette, hoe vinniger dit afgeskaf word, hoe vinniger sal hierdie land weer kan begin groei. Ons kan nie aangaan om een van die wêreld se grootste uitvoerders van skaars vaardighede, van werkskeppers en van hoë belastingbetalers te wees nie. Barend, ek wil gou terugkom na jou vorige reaksie toe, waar jy sê jy handhaaf 'n goeie verhouding met solidariteit en met Flip hulle, en dat jy nie vyandskap wil veroorsaak nie. Maar hoekom dan 'n verklaring uitreik waarin jy jou distansieer en sê maar hulle praat nie namens my nie, wat tog sou ek dink 'n verdeeldheid meebring? Jy moet onthou dat hierdie verklaring wat ons nou uitgereik het, gaan spesifiek oor dit wat nou in Amerika gebeur. Ons sê dit ook nie in ons naam nie. Reeds vanuit meneer Donald Trump aan bewind is, het hy baie kort daarna gesê dat daar 'n aanslag is teen wit Afrikaners, en hy spesifiek die woord volksmoord, genocide, genoem. So dis die kern van hoekom ons nou daardie verklaring, 'n baie sterk verklaring uitgereik word. Dit wat Afriforum Solidariteit sê, wat dit aanbetref, praat hulle nie namens ons nie. Ek het dit in die begin gesê, ons waardeer wat Flip hulle doen uitstekende werk. Hulle bevoordeel nie net die wit Afrikaners nie, om Soltech daar te hê. Ons land het ambagsmanne nodig, ons mense het tegniese mense nodig, en hulle gaan in die mark in, hulle bly in Suid-Afrika, en dit bevoordeel almal in Suid-Afrika. Die werk wat hulle doen op plattelandse dorpe en wat veiligheid betref, as gevolg van 'n absolute onbevoegde regering, doen hulle.
En ons praat daarmee saam. Met ander woorde, as ons nou praat, hoor jy, ons praat nie namens ons nie, gaan dit spesifiek oor hierdie saak. So ons kan nie, ek wil nie ons moet afwyk van die agenda nie, want dit wat ons gepraat het, gaan spesifiek oor dit wat nou gebeur het, dat Amerika, wat self hulle wette kan doen, hulle is 'n onafhanklike soewereine land en die magtigste land. So dit gaan nie daaroor nie, hulle het gebruik hulle eie agenda om 'n tipe van 'n suiwering daar te hê, want 'n suiwering praat ek van, hulle wil ander bevolkingsgroepe uitplaas, en hulle kom spesifiek en sê hulle soek Afrikaners om deel te kom na Suid-Afrika, en hulle gebruik hierdie wanpersepsie en onwaarheid om dit regverdig om nou mense in te bring vir hulle eie agenda, dat daar 'n volksmoord is. Nêrens sedert daai tyd is daar ooit gesê deur van die leiers flip hulle, julle het nog nooit gesê, daar's 'n volksmoord nie. Ja, ek het dit nog nooit gehoor nie, en ons sê dit ook nie, maar daar was nog nooit 'n verklaring gewees, dat Donald Trump, president Donald Trump, het 'n onwaarheid vertel nie, van 'n genocide nie. Ek dink ek ken 'n genocide. Ek was in die afgelope klompie jare baie in Rwanda. Ek gaan oor 3 weke vertrek ek weer. Dis die 12de keer in 3 jaar wat ek Rwanda besoek, en ek neem Suid-Afrikaners daarin bloot te stel. Dit was 'n genocide. Daar's nie 'n ander definisie nie, daar's 'n miljoen mense wat vermoor is, ek ken die geskiedenis goed, dis 'n genocide. Paar jaar gelede het ek deur Noord-Sudan gery van die suide na die noorde, en julle weet dit, ek in Futakriga. Ons het deurgery, veilige land gewees. Daar's nou 'n volksmoord, jy kan nie meer daar, dis duisende wat mekaar, etniese groepe wat mekaar vermoor. Wat in Gaza gebeur, nou op hierdie huidige stadium, 10% van die bevolking van Gaza is of dood, of disperseer. Dis 'n genocide, of mense kan verskil. Dit is wat volksmoord betref. Ons sê nie eers wat gebeur het in destyds met die Nazi-regime nie. Dis volksmoord. Om dit enigstens in lyn te bring, wat in Suid-Afrika gaan, waar ek 'n geweldige simpatie het met ons boere, wat ver afgesonder is op plase, en teikens is vir kriminele, nie swart mense wat 'n aanslag het op Suid-Afrikaners nie. Dis kriminele, hulle gaan vir wapens, hulle gaan vir geld, hulle gaan vir besittings, hulle moet veiligheidsmaatreëls, dit is onaanvaarbaar. Hierdie regering moet aangespreek word uit die mense van Suid-Afrika geval wat veiligheid betref. Dis een van die grootste uitdagings in Suid-Afrika. Maar ons kan nie daardie persepsie lewendig hou dat daar 'n volksmoord teen Afrika, want dit is nie. Net so wat mense net so wat, julle het dit nooit gesê nie. Ek het weer eens, daar's nêrens 'n beskuldiging dat Solidariteit of Afriforum het eintlik nog baie uitsprake gemaak oral, wat julle ook van weet. Ek het dit nooit gesê nie. Dit word nie beweer nie. Ons verwag, nadat julle baie besoeke gebring het die afgelope paar maande, julle het die reg om dit te doen. Soos enige maatskappy of organisasie kan deurgaan en gaan met amptenare praat. Ons het die vryheid om dit te doen. Maar ons verwag van 'n organisasie so groot, en ek is Afrikaner, wil nie met die jou van, maar ek is absoluut Afrikaner, ek gaan binne die volgende 6 weke, 3 weke vakansie op Hartenbos, tussen ons Afrikaner mense. Ons verwag dat daardie persepsie moet reggestel word, want dit beïnvloed, dat die persepsie nie reggestel word nie, julle is bemagtig om te doen, julle het gesels met hulle, verwag ons sê, meneer Donald Trump het gesê, dis 'n genocide, hoorie, ons word nie geteken nie, ons het 'n misdaadprobleem vir almal wat daaronder lê. Ons verwag dit van julle, want julle het 'n groot stem. So ons erken daardie gesag wat julle het, en daarom wil ek sê, dis die verwagting. Nou, gebruik die Amerikaners om hulle eie beleid, die huidige Republikeinse beleid, om dit uit te voer, ten koste van Suid-Afrikaners, wat ons het 'n geskiedenis van apartheid en onreg. Nou draai ons om en ons sê, nee, nou is daar aanslag, terwyl dit nie so is nie. Die mense op die Kaapse vlakte word uitgewis, oral word mense uitgewis, swart, wit en bruin, en ons is deel, geen statistieke, nie die polisie statistiek of hele statistiek kan bewys, dat daar word meer mense uitgewis, en spesifiek swartes teen Suid-Afrika. Dis die persepsie, want hoekom? Die laaste punt wat ek wil maak. Hoekom praat ons nou daarvan? As AGOA gekanseleer word,
tariewe word opgestel as gevolg van die feit dat die president, die magtigste man in die wêreld sê, ons gaan julle straf as gevolg van hierdie handelinge van swart mense teen wit mense met 'n genocide, dan lê almal daaronder. Die boeregemeenskap lê daaronder, die motorbedryf daaronder. So ons moet baie duidelik wees dat ons mag nie in belang van almal in Suid-Afrika, wit, swart en bruin. Ons moet hierdie persepsie regstel. Gaan kyk weer na die verklaring. Hier is nie 'n algemene verklaring teen solidariteit in AfriForum nie. Dit is wat ons voel. Julle was die mense wat die meeste van alle organisasies die afgelope klompie maande Amerika toe gegaan het. Wat ons waardeer. Dit is in belang van Suid-Afrika. Ons verwag dat julle daardie persepsie sal regstel. Daar is nie 'n volksmoord nie. Kom ons nee, ons gee die feite vir die Amerikaners deur. Ons gee die feite deur ten opsigte van AGOA, ons gee die feite deur ten opsigte van die plaasmoorde. Julle sal weet dat die regering, die ANC sekretaris-generaal, het ons van misinformasie beskuldig en 'n heelwat van die media toe nou op daai waantjie geklim. Byna al die mediahuise moes ons al om verskoning vra. Niemand kon een stukkie misinformasie bewys nie. Ons vat nou die minister in die presidentsie hof toe verlaster omdat sy sê ons pleeg misinformasie. So ons gee die feite deur. Ek kan nie keer wat 'n staatsleier in 'n ander land dan sê nie. As meneer Trump sekere uitsprake maak, kan ek nie sê nie. Maar die feit is, as van hom eerlik wees, is dat die boere in Suid-Afrika word buite verhouding tot hulle getalle vermoor. Daarmee ontken ons nie dat dan in die Kaapse vlakte en in baie ander gebiede daar groot misdaadkrisisse is nie. Maar ons het die reg en ons dink dit is ook ons verantwoordelikheid om die feite wat in die land gebeur dan ook bekend te maak. Meneer Ramaphosa kon hierdie hele plaasmoord storie, die sogenaamde genocide, kon hy al lankal vermy het deur net 'n uitspraak te maak teen meneer Malema se kieleboer gesingery voor duisende mense. My bekommernis is dat ons al so gewoond geraak het aan al hierdie rassewette, aan hierdie kieleboer wat oral gesing word, selfs op ons kampusse nou, dat ons al so gewoond geraak het dat ons al dink is normaal, dat ons al gedink het dis amper soos 'n vrou wat deur haar man aangeraand word, wat aan die ander kant maar dink, sy moet maar daai houe vat, dit is maar so, want haar buurvrou word erger aangeraand, jy weet. Dit is nie hoe mens hierdie goed hanteer nie. Ons dink buitelandse druk is uiters noodsaaklik, en ek wil die stelling maak. As dit nie was vir die buitelandse druk wat daar alreeds was, spesifiek van die Amerikaners, maar ook op 'n ander manier van groot ander lande, baie soos die Europese Unie en so aan. As dit nie was vir die buitelandse druk nie, het hulle al lankal op 'n baie groter skaal en baie erger begin om te onteien sonder vergoeding of teen 0 vergoeding. So buitelandse druk werk alreeds. So wat ons vir die Amerikaners sê, moenie as julle vir die ANC kwaad is, moenie die land daarvoor straf nie. Moenie almal in die land daarvoor straf nie. Dit is die boodskap wat ons dan oordra. Ons hoop daai boodskap vind mettertyd inslag, en ek is baie bly dat die Amerikaners se ambassadeur na Suid-Afrika uiteindelik op pad is. Dit gaan dit ook makliker maak om te kommunikeer. Maar ek wil net sê, ons is op 'n weeklikse basis is ons in kontak met die ambassade, met ons netwerke in die VSA in Washington selfs. En dit is vir ons duidelik dat dit gaan nie net oor hierdie beweringe van meneer Trump oor volksmoord nie. Dit gaan oor die kwessie van onteiening sonder vergoeding. Dit gaan omdat meneer Ramaphosa nie 'n uitspraak net maak en sê maar dis nie reg om liedjies te sing dat 'n klomp mense in die land op grond van hulle ras doodgemaak word nie. Dit gaan daaroor hoe Suid-Afrika se buitelandse beleid dat dit was baie amper of selfs tydens die G20 was daar militêre oefeninge met China en met Rusland. Dit gaan oor bande met Iran wat deur die Amerikaners as 'n terroristestaat gesien word. Maar dan ook in die VN het Suid-Afrika is een van die top 10 lande wat elke keer teen die Amerikaners stem, ongeag watter punt op die tafel is. So dit gaan oor ons aansluiting by BRICS sedert 2010 wat hierdie ding opgebou het, die aksie teen Suid-Afrika onder beide partye, die Demokrate en die Republikeine. So dit gaan baie weier
as net die beweringe van 'n volksmoord. Nou, Suid-Afrika is 'n onafhanklike land, die regering kan doen wat hulle wil, maar ongelukkig dra die bevolking dan die gevolge daarvan. Daar was 'n totale mislukking van Suid-Afrikaanse diplomatie. Toe ons in Maart in Washington was, het ons feitelike verslae vir die Amerikaners gegee oor hoe groot die impak van AGOA op ons is, want op hulle is dit minder as 1%. Vir ons is dit baie belangrik, duisende mense. Ons het vir hulle gesê, asseblief, die tariewe gaan hierdie land se ekonomie, die mense wat onskuldig is, gaan dit werklik waar benadeel. Die probleem wat ons het, en ek wil dit sterk stel, die krisis dink ek wat ons het, is 'n diplomatieke krisis. Dis die mislukking van die regering se diplomatie oor 'n hele klomp jaar. Die ambassade was vir 'n tyd lank disfunksioneel gewees, en toe het hulle baie ongewilde ambassadeur aangestel daar, en hulle moes mos geweet het, die eerste reël van diplomatie, is dat jy stel nie 'n ambassadeur, en ek praat van meneer Ibrahim Rasool, wat 'n geskiedenis het van uitsprake teen Suid-Afrika nie. Toe ons daar kom, in Washington was ons verstom, dat hulle het eintlik geen inligting nie, omdat die ambassadeur, voor hy daar was, die vorige ambassadeur, ek kan nie so nou wie dit was nie, het nie hulle werk gedoen nie, en meneer Rasool met respek, dan ook nie. Daar was sulke gevalle gewees, byvoorbeeld toe ons, by van hierdie funksies waar ons was, wat van die Afrika ambassadeurs vir ons sê, is julle nou van die ambassade, want ons het, toe hulle nou hoor ons kom van Suid-Afrika af, want ons sien nie die ambassade se mense by al hierdie netwerk funksies nie. So dis 'n mislukking van die diplomatie. Meneer Reuters, Alistair, ek dink is die eerste keer wat daar nou so 'n bietjie beweging is, maar dit was vir my 'n skande, dat van ons kant af, ons die vakuum moes vul, wat die regering gelaat het, ons moes daardie inligting deurgee. So dit gaan 'n tyd vat vir die skip om te draai, omdat die Amerikaners van 2010 begin sien het dat die ANC probeer optree teen die Amerikaners. So dis hoeveel van hierdie uitlokkende goed, mevrou Pandor het toe hulle op 'n stadium 'n sitting oor Suid-Afrika gehad het, die buitelandse sake komitee, toe mevrou Pandor die betrokke minister was, het sy daar kom sit en die Amerikaners begin beledig en beskuldig van allerlei goed. So meneer Ramaphosa se toespraak by die VN onlangs, waar hy sonder om meneer Trump se naam te noem, baie beslis geweldige kritiek op meneer Trump dan uitgespreek het. Dit is die tipe goed wat die Amerikaners kwaad maak. En daaraan kan ons niks doen nie. As die regering droog maak, dan kom dit op almal in die land se koppe neer. So ons het 600,000 lede, Afriforum so 300,000, die res van ons beweging nog meer as 300,000. Ons glo ons verteenwoordig 'n klomp mense, maar ek wil dit duidelik stel, ons het nog nooit gesê dat ons namens almal praat nie, maar ons glo dis ten behoewe van almal. As ons sê, moet asseblief nie sanksies teen Suid-Afrika aanstel nie. Hou eerder die ANC leiers in hulle persoon verantwoordelik as julle dan wil optree. Maar dit is vir ons baie belangrik om ten behoewe van die landoorsake soos eiendomsreg te praat. Ons het maar gesien wat gebeur. Is dit ten behoewe van die land? Ek weet in jou reaksie op Barend hulle se verslag het jy gesê ons mag vir onsself kant kies. So in die lig daarvan wil ek vir jou vra, is dit ten behoewe van die land of is dit ten behoewe van 'n spesifieke groep mense? Die meeste van die goed wat ons aanspreek, soos AGOA, soos hierdie tariewe, soos kwessies soos eiendomsreg en so aan, is vanselfsprekend ten behoewe van almal in die land. Maar ons noem ook kwessies soos hierdie rassewetgewing wat ons glo dit is ten behoewe van almal in die land, of hulle daarmee saamstem of nie, kyk maar net self na die ekonomiese syfers, maar ons spreek ook ons eie sake spreek ons aan. Ons verwag nie dat die Amerikaners sê net maar alles vir ons kan doen nie. Ons probeer ook ons onafhanklikheid handhaaf daarso. Ons praat met mense van verskillende partye. Ons wil ons nie aan 'n bepaalde politieke figuur koppel nie, want môre oormôre dan verander die politiek weer daar. So ons probeer regtig in diepte skakel in Amerika. Ons het ook nou met die verskillende state begin skakel. Ons moet onthou, sê net maar Texas om 'n voorbeeld te noem, sy ekonomie is baie groter as Suid-Afrika. So dit ons probeer ook op daai vlak sê, maar
as julle nie met die regering verhoudinge wil hê nie, hoekom praat julle nie self met georganiseerde landbou nie? Of praat self met die motorvervaardigers nie? Ons het vir hulle gesê, ons sal daardie vergaderings vir hulle opsit en kyk of julle nie sektorale ooreenkomste kan aangaan verby die regering nie. En dis nie snaakse goed wat ons doen of onwettige goed nie. Hulle het ons kampig van 'n hoogverraad aangekla. Daar's geen regsaak uiteraard en dit is bloot politiek om die blame op ons te sit vir hulle foute. Maar dit is sogenaamde band 2 diplomatie. Dit is 'n doodgewone ding. Universiteite skakel, stadsrade skakel, maatskappye skakel, burgerlike organisasies skakel met die buiteland en dit is vir ons 'n landsbelang om die kwessie in die impak van dinge soos die tariewe met die Amerikaners te bespreek. Barend, jy het nou verwys na die goeie werk wat Solidariteit en AfriForum doen, maar dat julle dan nou krities is en dan nou die verklaring uitgereik het en ons praat oor diskriminasie. Wat maak 'n mens dan met die 140 wette wat rasseverwysings het, die feit dat dat daar geweldig baie sake in die arbeidshowe is waar spesifiek wit en in baie gevalle Afrikaanse mense, Afrikaners by betrokke is. Wat maak mens met daardie goed wat tog lyk of daar kom ons noem dit 'n aanslag in aanhalingstekens by gebrek aan ek kan nie nou dadelik 'n beter woord bedink nie, maar asof daar 'n beweging is. Dankie Isak, dit is 'n baie belangrike vraag hier vra. Voordat ek gou net daarby kom, kan ek gou net terugkom want ons kern van ons verklaring gaan oor die Amerikaanse feit dat hulle Afrikaners uitsondering as mense wat nou moet vlug. Vlugtelingstatus nommer 1 is, dit ons so ernstig is daaroor. Vlugtelingstatus moet gegee word op grond van vulnerability, wat is die Afrikaanse woord, met ander woorde mense wat dit nodig het. Nee, moet vlug, daar's gevaar, sy lewe is 'n gevaar, as 'n spesifieke aanslag. En nie op grond van ras nie. Hierdie is 'n baie duidelike ding, is op grond van ras. En ons in Suid-Afrika met ons kan dit nie toelaat nie. Ek het byvoorbeeld nog gesien die berig wat nou gister dink ek op netwerk 24 verskyn het, daar moes nou iets soos 50 mense gegaan het, daar het net 3 mense nou gegaan, want hulle sê baie van die mense moet nou eers hulle huise verkoop en hulle saak maar word kry. Nou kan jy jouself dink 'n vlugteling wat moet sy huis eers verkoop. Man, 'n vlugteling is 'n man is iemand wat vlug, wat daar's gevaar. Daar's 'n onteieningswet op die boeke en dit moet ons debatteer. Ons moet net sê sommer hier goed aan, maar jy kan nog jou huis verkoop. Dit kwalifiseer nie vir vlugtelingstatus nie. En daardie moet ons duidelik sê. Die persone of die instansie wat sorg vir Suid-Afrika se buitelandse beleid en onderhandeling met buitelandse regerings is die regering van ons land. Of ons hou van die ANC of nie hou van die ANC nie, hulle is die regering van die land wat uiteindelik die ooreenkomste moet aangaan met die buitelandse regerings, met Amerika in die geval. Gelukkig ons het nou 'n bietjie van 'n ekstra wat bygekom het in ander partye en ons is 'n regering van nasionale eenheid. Daardie regering is nommer 1 verantwoordelik, nie enige individu, maatskappy, organisasie nie. Hulle het die verantwoordelikheid, hulle is demokraties verkies deur ons om uiteindelik hierdie land te verteenwoordig. Kan jy jouself indink hoe moeilik dit vir hierdie ANC, wat ek in elk geval 'n geweldige weerstand in het. Nee, daar moet geen onduidelikheid wees nie. Nee, 'n weerstand oor hoe hulle hierdie land in die grond in bestuur het. Maar hulle is nog steeds die verteenwoordigers wat nou onderhandel en hulle doen dit nie baie goed in die afgelope klompie jare nie, nee, om te verhoed dat hierdie tariewe ingestel word, AGOA beskerm word. Nou moet ons vir hulle, nou gee ons vir hulle nog verdere rede dat ons glad nie sê dis 'n probleem om hierdie Afrikaners as vlugtelinge te sien nie. Ons is nie vlugtelinge, ons kwalifiseer nie daarvoor nie, ons speel in die hande van die Amerikaanse Republikeinse party, Donald Trump se agenda, maar het beïnvloed ons in Suid-Afrika, wat dit sluit alle ander Suid-Afrikaners uit, ons die ander 55 miljoen mense, ons mag vlug, ander is nie. So dit is net daai ding wat ek baie duidelik wil stel. Kan ek die vlugtelinge antwoord, Barend? Ja, is welkom. Ons het vir die Amerikaners die feite deurgegee,
My eie siening is dat die vlugtelingstatus vir Afrikaners is nie die oplossing vir ons as 'n hele volk nie, maar ons gaan nie 'n klompie individue wat die slagoffers van geweld was, wat voel dat hulle voel regtig om te vlug. Ons gaan nou nie daai klein groepie kritiseer nie, maar die punt is net, ons het vir die Amerikaners gesê, dit is nie die oplossing nie. Die oplossing is veel wyer en die punte wat ek nou genoem het, is deel van daardie oplossing. So ons dink die oplossing lê in Suid-Afrika, nie in Amerika nie. Ja. Nee, ek het nog nie by die antwoord gekom by die ander by diskriminasie. Ek wil net asseblief antwoord daarop en dan gaan ek laat ons afsluit want ek het julle al amper 3 kwartier op. Maar as jy antwoord dan gaan ek net na dit afsluit, hoor. Nee, dis reg. Ons moet dit net baie duidelik stel baie duidelik stel. Ons is nie vlugtelinge as gevolg van die feit dat daar volksmoord is. Dit moet baie duidelik gesê word. Anders is die persepsie nog steeds daar en dit maak dit vir ons huidige regering of jy moet hulle staan net baie moeilik. Dit is hulle verantwoordelikheid om daardie tariewe en voordele vir Suid-Afrika te beding. Kom ons wees tot hulp van hulle. Ons moet dit duidelik uitspel en ons verwag dit. Ek verwag dit van julle organisasie. Die ander punt is die rassewette. Daar word met daai rassewette sekerlik gediskrimineer teen wit mense. Nee? Is dit nog regverdig? Dis die debat wat ons maar kan voer. Moenie ophou om daai debat te voer nie, nee. Die regering het die mense van hierdie land gefaal. Hy het wit mense, swart mense, die mense wat die meeste gelei, die meeste gefaal. Nee. Is dit nog nodig om dit te doen? Het ons daai 30 jaar nie genoegsame rede gegee vir hulle om die regstellings klaar te maak nie. So ons gaan nie daaroor sê, nee, daar's geen diskriminasie nie. Net een ding wat ons moet baie versigtig wees. Ons moet, julle praat baie van rasmalwette. Rasmalwette was in die ou bedeling, waar swart mense stemreg ontsê is. Hulle het geen seggenskap, hulle kon nie bly nie, hulle kon nie koop nie, hulle is gedwonge verskuiwings. Hulle moes pasboeke. Hulle geloofwaardigheid en menswaardigheid is vir dekades onder 'n apartheidsregering aangetas. Ons moet dit baie duidelik sê. Ons kan nie hierdie regstelle wat veronderstel was, wat die ANC misbruik, enigstens vergelyk, maar dis omgekeerde apartheid. En dit word baie keer gesê, dis nou omgekeerd. Dit is nie vergelykbaar nie. Laaste punt wat ek wil maak. Ek het die voorbeeld genoem van Rwanda, the genocide. Hulle het 'n woord Kwibuku. Dit staan vir Remember, Unite and Renew. As gevolg van ons geskiedenis moet ons altyd onthou. Paul Creer se standbeeld en duplikaat is nou na Oranje. Ons is gewin en ons gun dit vir ons as volk as Afrikaner om ons geskiedenis te vier. Dis nou in Oranje. Ons onthou die Anglo-Boeroorlog. Apartheid is sommer 30 jaar gelede eintlik afgeskaf. Rwanda het gesê Kwibuku. We must remember what happened in 1994, wat gebeur het. Maar die tweede punt is, ons kan nie net remember en altyd apartheid blameer nie, en die Engelse blameer nie. Die volgende punt is unite. Dis waar we staan. Ons moet by mekaar uitkom. Ons gaan verskil, maar ons moet unite. En die derde punt is, wat ons moet nie by unite en die remember stil, is to renew. Ons moet saam bou in hierdie land. Afrikaners, swart mense, bruin mense, ons moet om ons verskille werk so ver as moontlik. Nie mekaars vyande sien nie. Ons moet om daai verskille werk, want ons het almal in Suid-Afrika skoon water nodig. Ons het almal werk nodig. En ons kan almal 'n bydrae lewer. En flip ek vir julle aanmoedig, gaan almal die goeie werk. Partykeer wil ek net miskien sê, ek hou nie van die hele manier wat ons te afgesonder word, asof ons die slagoffers is nie. Suid-Afrika is almal slagoffers. Die oplossing, let us remember, wat ons onthou, maar laat ons by mekaar 'n bietjie uitkom en ons toon van verskille 'n bietjie afskaal, sodat ons met mekaar ordentlik kan verskil, dat ons kom van ander verskillende kulture en agtergronde en ondervindings uit. Maar die laaste punt is vir my die belangrikste. Let us renew, laat ons herbou aan hierdie. Julle herbou, gaan aan met daai groot bou, maar laat dit wat julle doen gedupliseer word oral. En dis miskien waar ons ander wat nou nie aan 'n Afrikaner organisasie behoort nie, ons taak sien. So moenie ons as 'n vyand beskou en dis
ons is nie 'n kompetisie nie. Ek kyk miskien net uit 'n ander oogpunt dat ek graag wil hê dat die mees vulnerable mense wat in plakkerskampe bly in hulle miljoene in Suid-Afrika wat nie kos het om te eet nie. Kom ons gebruik ons kennis en opleiding om almal saam te vat dat ons bou na 'n beter Suid-Afrika vir almal in die land. Waarom Flip voor jy reageer, ek wil net asseblief die administrateurs vra, asseblief wil julle African Swagger Tour se kommentaar afhaal asseblief oor Piet Kroukamp is nie aanvaarbaar vir my nie. Ons het 'n reël hier dat ons ordentlik met mekaar praat. As jy dit nie kan doen nie, dan is jy nie welkom hier nie. Ekskuus Flip, jy kan aangaan. Seker. Kyk wat Baron daar sê, is die ideaal dat almal saamwerk in die land op te bou en ons het ook hoeveel keer dat al vir die regering gesê, ongelukkig in die praktyk sluit hulle jou uit. Hulle sluit ons uit op omtrent 180 kleiner dorpe waar ons dan waar hulle jou nie wil hê nie, hulle wil ons aankla as ons die infrastruktuur regmaak. Ons doen hoeveel van hierdie goed ook saam met swart groepe. Ons het verlede week weer saam met meer as 30 swart groepe vergader en sê hoe kan ons op 'n basis van wederwysige erkenning en respek hoe kan ons saamwerk? Dan net twee dinge en hiermee sluit ek af Isak. In 1949 weet julle sal weet na die Tweede Wêreldoorlog geëindig het in 45 is die Duitsers kwaadlik geneem vir 2 wêreldoorloë waar daar gesamentlik omtrent 70 miljoen miskien selfs meer mense dood is. Maar wat het die geallieerdes gemaak? Hulle het besluit hulle gaan hierdie ouens wat hulle as vyande gesien het wat hulle doodgeskiet het 4 jaar na 45 in 1949. Toe maak hulle van die Duitsers weer van vyande maak hulle nie net vriende nie, maar vennote in die heropbou van Europa. Ons het dit gesien. Ons sit met 35 jaar na apartheid. Sien ons dat die ANC totaal anders as die geallieerdes en daar, ek meen in apartheid was baie dinge, maar dit was wragtig nie 2 wêreldoorloë nie. Maar sien ons dat die ANC ons nou nog as colonialists of a special kind. Ons sien hulle miskien as opponente, hulle sien ons as vyande. As jy met ek praat nie van die gewone swart op die grond nie. Gelukkig sien nog baie goeie persoonlike verhoudinge, maar ons moenie die haat onderskat wat dan nog by die ANC weet is nie. So my bekommernis net is dat waarin met die verklaring, ek verstaan julle bedoelings, maar julle het 'n sweep vir die ANC gegee om Afrikaners nou te slaan, wit mense te slaan en sê, weet jy wat, die 20 ouens, julle kan 2 miljoen mense verteenwoordig, maar wat kla oor rassewette en so aan. Maar hier's nou 20 mense en die ANC het 'n verklaring uitgereik en hulle sê hierdie 20 sê nee, dis heeltemal geregverdig hierdie rassewette. Dis wat die ANC hoor, dis wat hulle verklaring gesê het en dis ongelukkig die sweep waarmee hulle ons nou weer gaan slaan. Dis flip wys van solidariteit. Kan ek dit so 'n minuut? Waarin? Kan ek 'n minuut kry? Reg. As 'n flip, het jy nog 'n minuut om aan te bly? Hoorie so nee. Hoorie ek het my ondervinding en ek kom ook nie van gister af nie, jy weet. Ek sê nie die goed omdat ek so slim is nie, maar ek so oud is, jy weet. So dit is sekere goed is wat jy net gedoen het wat jy ervaar het. Ek het in my 30 jaar met 'n nuwe bedeling en ek het die ou bedeling baie goed geken en ek het die ministers van hulle geken in die parlementslede, die ou bedeling en ook in die nuus en ek is baie betrokke by verskillende projekte in Suid-Afrika. Hoekom ek sê, ek het nog nooit 'n probleem gehad om saam met die ANC te werk nie. Ek het nog nooit 'n probleem gehad om saam met die EFF te werk nie. Nog nooit 'n probleem gehad om met die Vryheidsfront te werk in solidariteit nie. Oral in projekte wat ons doen nog het, praat ek nommer 1 is met die persone wat Afrikaners is, want baie keer finansier hulle, die boere, die kerke en so aan wat kom, en dan trek jy die ANC in. Nou ek moet vir jou sê, jy kan maar oral gaan vra, of het nou op die Senekal of Kolini is, en of het Kroonstad is, praat ek met die ANC, en ek het nog nooit gevoel, elke ANC lid is 'n vyand, en wil ons teewerk nie, en wat ons moet verander, so ek werk rondom daai verskille, om uiteindelik 'n beter land te skep vir ons almal. Miskien kan ons my leer ons so 'n klein bietjie minder te sê, hulle gaan nou 'n sweep gebruik om ons te slaan. Ek glo dat ons verklaring is reg en billik en regverdig om kritiek te lewer. Nee,
Geensins vir 'n ANC om te 'n sweepie. ANC het genoeg. Hulle is besig om hulle self te verryk en te plunder. Hulle het nie tyd. Kom ek gaan vir jou sê, hulle het nie tyd om Afrikaners verskriklik eers aandag aan te gee nie. My ondervinding, ek dink ek het goeie insaag. Nee, hulle het nie eens tyd. Hulle het nie eens tyd daarvan nie. Ek weet daai rassewette en sulke is op die goed en ek dink hou aan met die debat. Is dit nog nodig? Ons kan nie toelaat dat die ANC dit misbruik vir hulle. So ons moet nie daai debat moet ons ophou nie. Maar ons moet net leer. Ek het nog nooit gevind dat die ANC byvoorbeeld my uitsluit as ek met hulle praat en ek is nie ANC, ek was in my lewe nog nooit lid van 'n politieke party nie en die ANC nog die laaste ene. Nee. Maar ek laat nie toe dat die ANC of selfs EFF of enigeen my ignoreer nie. En ek sê dit uit arrogansie uit nie. Hierdie land moet verbeter. En ek is bereid om met enigiemand te praat, want hulle bly nog steeds, as hulle in bewind is, dan moet ek dit wat die demokratiese is af en moet ek respekteer. So, al wat ek vra, al wat ons vra is, kom ons probeer dit as iets nie reg is nie, en die feit dat ons as slagoffers is. Die enigste slagoffers wat ons is, die enigste wat nou Amerika toe kan vlug, né, is nie reg nie. Nou was ek al, en ek probeer om so reg en billik regverdig te wees, was ek al altyd reg? Nee, ek was verkeerd, maar dis hoekom ons praat met mekaar, dis hoekom ons debat voer, Isak, dis hoekom jy kry panele uit verskillende opinies uit en ons vul mekaar aan. Al wat ek vra op die stadium as afsluiting, kom ons wees 'n bietjie sagter met mekaar. Jy weet, partykeer is ons hard, en ons kan miskien 'n sweep. Dan gaan julle daai verklaring nou terugtrek en om slag te sê. Nee, ons kan. Ek het verbaasend laat begin, so jy, as jy nog kan sien, dan mag jy eindig. Kan ek net sê, soms is konflik 'n goeie ding. Bring dit na die oppervlak. Kom ons praat daaroor, maar dan gaan ons in 'n beter posisie wees om saam met Flip, saam met jou Isak en saam met al ons ander medegenote 'n beter Suid-Afrika vir ons almal te skep. Ek het vir Barend laat begin, so ek gaan jou laat eindig, Flip, maar ek wil hê jy moet asseblief, want die een vraag wat ek wel het uit Barend se, en ek het dit ook vir hom gevra, miskien goed dat jy dan ook daarop reageer. Dit wat Barend vanoggend sê, verskil tog van die strekking van daardie verklaring. As jy gaan kyk na die taal daarvan, dink ek, hoe voel jy daaroor? Kom, kan ek gou net, Flip, sorry man, kan ek gou net noem vir die verklaring. Onthou, dit is 'n klomp mense wat insette gelewer het. Ek kan nie met elke woord en strekking en nuance wat oorgedra is nie. In beginsel stem ek saam. As ek het nou alleen opgestel het, kon ek dit miskien sagter gestel het, maar dit is 'n kollektiewe opstel gewees so daarvan, maar die beginsel stem ek mee saam dat die feit dat ons slagoffers in Suid-Afrika weens 'n genocide is 'n onwaarheid. Flip? Ek, Isak, jy het nou mooi ook na Barend geluister. Ek dink persoonlik Barend is 'n goeie mens met goeie bedoelings en iemand wat goeie werk doen. Maar as ek reguit kan sê, dink ek wel hy's naïef. En hy projekteer sy goeie hart op mense soos die ANC en die EFF se goeie harte ook. Dat hulle ook sulke goeie harte het. Nou ongelukkig, ek praat nie van die gewone mense op grondvlak en daar's gelukkig nog baie goeie mense in die land en dit is sulke mense met wie ons ook projekte aan die gang het reg oor die land. Maar die ANC is as organisasie, as ek kyk na die harde uitkomste in die land, as ek kyk na die korrupsie, dan is hulle ongelukkig, ek dink hulle is boos. Ek dink, soos die Engelse sê, ek dink hulle is evil. Ek dink hulle is totaal en al sistemies korrup. Ek dink hulle is rassisties. Ek dink, ek moet sê, ek dink hulle het weer teruggekeer na hulle eertydse kommunistiese wortels toe en ek dink nie ons moet vir hulle verskoning soek nie en verskonings maak nie. Ek dink buitelandse druk is baie nodig, al is dit baie keer op maniere wat 'n mens dit graag anders sou wou hê, dit wil ek ook duidelik stel, maar ek dink buitelandse druk is baie nodig. Hierdie mense kyk net na wat hulle sê, die balance of forces, dis so hulle besluite neem en ek dink is baie nodig dat die ANC baie meer druk kry en dit is my baie bemoedigend dat hulle meer en meer steun verloor. Ongelukkig lyk dit nie of daar 'n goeie gematigde swart party is na wie hulle steun toe gaan nie,
Maar ja, natuurlik moet ons met hulle praat. Hulle is deel van die regering. Maar ons ondervinding, moet ek eerlik sê, is dit nie net dat ons dat hulle sien ons as vyande en ek praat nie van ons as organisasies nie. Ek praat van net so as jy bietjie deur daai mooi woordjies in die begin luister, ek dink dis 'n bose groep mense en ek hoop werklik waar dat ons land kan verlos word van die ANC. Ek sal nie vir hulle verskonings uitdink nie. Flip Buys van die Solidariteit Beweging in Barend Legrandsie, baie dankie dat julle vanoggend saam gesels het en dankie sien ek hier in die kommentaarhokkie vir die styl waarin die gesprek gevoer is. Baie dankie. Julle moet 'n lekker dag hê. Groetnis. Baie dankie. Baie dankie Isak en Philip. Dit is nooit moeilik om met jou lekker te praat nie. Hoor, baie dankie. Baie dankie Barend Legrandsie en Flip Buys. Lekker gesprek gewees, dink ek. 'n Sterk gesprek. Dit mag dalk nie vir almal die antwoord gee waarna hulle op soek is nie. Dit mag dalk nog steeds vir 'n klomp mense ontevrede laat. Maar ek dink tog daar's 'n belangrike element aan so 'n gesprek en die feit dat 'n mens dit voer. Daar is mense wat gisteraand in die aankondiging na hierdie gesprek gesê het, ja, maar mens moenie vir hierdie mense aandag gee nie. Maar mense, dis nie waaroor nuus genies is nie, ding waar jy kies oor wie jy berig en wie kan deelneem en wie kan nie deelneem nie. Dis 'n belangrike, dit is belangrike mense wat deel is van die samelewing, of jy nou met hulle saamstem of nie. Is dit belangrike mense wat 'n belangrike verklaring gemaak het en gemeet aan die debat wat hier gevoer is, die gesprek wat hier gevoer is dit nie 'n klein gesprek nie. Gemeet aan die belangstelling wat daar was by die aankondiging van hierdie gesprek, is dit nie 'n klein gesprek nie. Dit bly 'n groot gesprek, dit bly 'n belangrike gesprek. In die lig van 'n regering wat totaal en al misluk ook by erkenning van Barend Legrandsie, staan ons dan dalk voor 'n punt waar ons vir mekaar vra, maar wat dan? Hoe dan anders? Want jy kan nie hierdie regering vertrou om die regte besluite te neem nie. Wie moet dan vir wie besluite neem? En ek dink mens het die reg om vir iemand te sê jy verteenwoordig my nie. Maar ergens moet ons ook vir mekaar sê, maar hoe en wat vorentoe? Wie gaan ons toelaat om ons saak te stel? Ek dink dis 'n gesprek wat gaan aanhou. Groetnis, alle heil en seën, steekom stinkie. Dit was Maandag 27 Oktober. Goeie genigtig, die vakansie is op hande. Amper. Dis nou eksamentyd. Môreoggend, vanmiddag is ons terug met 5 warm stories vir die dag.